Jacques en jou span, baie dankie. Dit is 'n wonderlike geleentheid om vanaand hier bymekaar te kan wees. Ons het Hemelvaart gevier en as julle agterkom, daar's nie kinders in die kerk nie. Dis nie omdat ons 'n verbod opgesit het nie. Hulle almal is hier bo by Sam vanaand en as julle ook wonder hoekom sy nie hier is nie en ek môre aand nie hier is nie, is ons ruil uit. Ek gaan 'n paar oomblikke van stilte gee, dan gaan ek 'n foto vir ons lees en daarna gaan ons 'n interaktiewe seën doen wat op die bord sal verskyn. Van wat dalk nog nie weet wat dit beteken nie, is ek gaan die voorganger lees en dan gaan julle reageer as die gemeente, as alles goed saamwerk. En dan sal ek die diens ook verder aandui. So kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Ons raak bewus van God se unieke teenwoordigheid hier vanaand as Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons raak stil. Jesus maak vir ons 'n belofte in Johannes 16 in vers 26, Johannes 15 in vers 26, wanneer hy sê, wanneer die Parakleet kom, wat ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Dis aan die belofte waarmee ons die Pinksterdiens begin en dan gaan ons nou ook mekaar groet in die naam van die Here, soos wat dit op die bord sal verskyn. Dis as jy net vir ons daar kan aanblaai na die volgende een toe. Die Here is met julle. Hy skenk sy vrede aan julle. Genade en vrede vir julle van God die Vader. En van God die Seun. En van God die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou staan, dan gaan ons 3 lofliedere sing. Ons gaan sing Skepper Gees, Men of Faith en dan ook Let the Weak Say I'm Strong. En daarna gaan ons ook bly staan vir die geloofsbelijdenis waarna ek sal bid en dan kan die begeleidingsspan ook gaan sit. Kom ons staan.
Sal ons geloof saam bely, ook as gelowiges in die drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kan gerus julle plekke inneem. Kom ons sluit ons oë. Here, ons God en ons barmhartige Vader, ons kom vanaand as gebroke mense na U toe en ons verootmoedig onsself uit die diepste van ons harte. Wanneer ons voor die majesteit en die heiligheid staan, raak ons bewus daarvan dat ons tekort skiet. Ja, Here, ons wil graag U met hart, siel, verstand en alles krag dien, maar ons skiet tekort en so dikwels in plaas van om ons naaste lief te hê soos ons self, haat ons hulle nie ook nie en oortree ons nie teen hulle nie. En ja, Here, ons besef dan dat as dit nie vir Christus was nie, sou U ons kon straf. U sou ons tot die ewige dood kom veroordeel. Saam met Dawid wil ons dus kom roep, ontferm U oor ons. Ontferm U oor ons, o God en Vader, die oorvloedigste bron van alles wat goed is, en vergeef ons al ons sondes ter wille van die lyding van die Seun Jesus Christus, en gee ook vir ons die genade van die Heilige Gees, sodat hy ons ook kan heilig, dat ons deur die bloed van Jesus gereinig sal word, en leer ons om van ons onregtigheid uit die diepte van ons hart ontslae te raak. Dat ons dood sal word vir ons sondes en as nuwe mense sal opstaan wat die vrugte dra en die heiligheid in die wêreld indra. En daarom wil ons dan ook kom bid vanaand dat U ons deur U woord sal heilig, dat die Gees sal werk vanaand in die harte van elkeen wat hier sit. Gee dat ons hierdie woord volgens die goddelike verstaan sal nadenk, sodat ons daaruit kan leer en ons vertroue alleen op U stel en op geen mens of skepsel nie. Here, ons kom bid vanaand ook soos die Seun ons geleer het, ons Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ons vier vanaand Pinkster, ons werk met die kinders hierbo materiaal toe en die preke sluit ook daarbey aan, soortgelyk wat ook by die katedese aansluit. En tradisioneel sal jy dalk die uitstorting van die Gees, jy sal voorberei en dit dalk preek op die Sondag wat gaan kom. Maar die materiaal het dit andersom en een van die redes hoekom ek dink dit so is sodat ons die werking van die Gees in die toekoms in kan verstaan. Wat ek bedoel daarmee is, ons begin by die Gees wat uitgestort is en dan sien ons hoe hy in handelinge werk en ook in ons lewens. En hierdie Pinkster waarvan ons praat is die uitstorting van die Heilige Gees. En soos wat ons vir ons fotum gelees het, die Parakleet of die Heilige Gees wat die Vader in Jesus se naam sal stuur, hy sal ons
alles onderrig en ons aan alles herinner wat hy gesê het. Of dan soos dit daar staan. En daarom is dit die perfekte geleentheid ook om na te dink oor wie die persoon van die Heilige Gees is en watter rol hy in ons lewens en in sy kerk speel. Daar's 2 gedeeltes in ons belydenis wat ons help om dit te verstaan. Die eerste een is ons Nederlandse geloofsbelydenis se 9de artikel lees ons dat die Heilige Gees is ons heiligmaker deur sy inwoning in ons hart. En dit wil sê dat hy is self God wat in ons woon en hy is die een wat ons ook daagliks heilig maak. En daarop leer ons Heidelbergse katekisme ons ook, vraag en antwoord 53, ek glo in die Heilige Gees, of die vraag, wat beteken dit as ons sê ons glo in die Heilige Gees, dat ten eerste is hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Ten tweede is hy ook aan my gegee, sodat hy my deur 'n ware geloof deel laat kry aan Christus en aan sy weldade, my troos en ewig by my bly. Dit wil sê dat die Heilige Gees is die ware en ewige, is deel van die ware en drie-enige God. En hy is ook die een wat in ons woon en ons daaglik heilig, sodat ons ook deel kry aan die geloof. Nou, op die oog af is hierdie al wat ons gereformeerde leer of tradisie vir ons sê oor die Heilige Gees. En ons baie maklik kritiek wat gelewer word wat sê dat die gereformeerde tradisie sê min oor die Heilige Gees. Maar is 'n baie naïewe en oningeligte opinie om te hê wat na my mening doeteenvoudig vals is. En die rede vir die wanpersepsie is omdat die totaliteit van die gereformeerde leer eintlik platval as ons die Heilige Gees daaruit verwyder. En dit maak heeltemal sin, want sonder God is daar nie geloof nie. En daarom sonder die Heilige Gees bestaan ons geloof doeteenvoudig nie. En deels hierdie wanpersepsie is omdat die Heilige Gees soos 'n garing is wat deur alles wat ons leer van God vloei. As jy afkyk na jou klere, is daar garing in jou klere of in jou broek. En as jy regtig ongelukkig is en jy trek verkeerde garing uit, dan stap jy poedelnakel hier uit. En dis omdat daai garing die hele ding aan mekaar hou. En hoe hou die Heilige Gees dan byvoorbeeld ons geloof aan mekaar, ons verstaan van die geloof? Wanneer die Vader die aarde skep, dan sê dit die Gees het op die waters gesweef. Wanneer Jesus mens word, dan veroorsaak die Heilige Gees sy maaglike geboorte. Wanneer Jesus opstaan uit die dood, dan wek die Gees hom op. Wanneer ons tot bekering kom, dan bewerk die Heilige Gees dit in ons hart. Wanneer ons probeer om die wil van die Vader te doen, dan heilig die Heilige Gees ons. En wanneer ons doop of die nagmaal bedien, dan bekragtig die Heilige Gees die fisiese tekens. Die Heilige Gees is dus soos 'n garing wat deur ons verstaan en ons geloof gaan. En daarom is dit nodig dat ons oor hom nadink. Daarom is dit nodig dat ons vra, wie is die Heilige Gees? En ons gaan dit vanaand doen aan die hand van Handelinge 2 vers 1 tot 12. En ons gaan sien dat God, die Heilige Gees, ons transformeer en dat hy sy kerk bewerkstellig. Of dan soos hierdie prentjie dit uitbeeld, die Heilige Gees se identiteit, die Gees as persoon en God self, aksie wat hy doen, transformasie en heiligmaking, en dan die doel is hy stig sy kerk. Kom ons blaai dan ook nou na Handelinge 2 van vers 1 tot 12. Ons luister saam na die woord van die enigste en lewende Here. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee is om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel en in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat
dan nie Galileërs nie? Hoe hoor elkeen van ons dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Ons, Parthe, Meders, Elamiete, inwoners van Mesopotamië, Juda, Kappadosië, Pontus en Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en streke van Libië in die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef. Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Ander het weer spottend gesê, hulle is vol soetwyn. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Soos ek genoem het, gaan ons vanaand stil staan by hierdie 3 punte. Die Heilige Gees se identiteit, God, die Heilige Gees se aksie, dit wat hy doen, dat hy ons heilig maak en transformeer en dan ook sy doel, die stigting van die kerk. In vers 1 sien ons hoe Lukas vertel hoe die disippels in die opdrag van Jesus bymekaar kom. Hy praat van hoe hulle bymekaar gekom het en dan verwys hy terug na wat hy in die vorige hoofstuk gesê het wat hierdie is. Moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Hulle gaan dan weg en wag in Jerusalem op die Pinksterfees, of nie altens nie op die Pinksterfees nie, maar wat die Pinksterfees sou word, waar hierdie belofte vervul sou word. En dan sê Lukas vir ons in vers 2, onverwags het daar uit die hemel iets gebeur. En die rede hoekom hierdie onverwags baie belangrik is, want dit dui aan dat die Heilige Gees van God afkom. Hoekom? Want Jesus het in die vorige hoofstuk hierdie woorde gesê, dit is nie vir julle om die tye of spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Daarom, omdat geen mens dit verwag het nie, dit was onverwags, maar die Vader dit bepaal het, weet ons ongetwyfeld dat hierdie van God afkom. En daarop natuurlik is die hemel waaruit dit kom, die troonkamer van God, waar ons donderdag gesels het, toe ons gepraat het oor Jesus wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. En dan, omdat die Heilige Gees van God afkom, bring dit dadelik 'n vraag oor wat die verhouding tussen God en die Heilige Gees is, of dan die identiteit. En die antwoord is dat hy is self God. In ons belydenis praat ons van een in wese en drie in persoon. Dit beteken dat die Heilige Gees nie 'n krag is wat uit die Vader of die Seun kom wat hy beheer nie, maar dat die Heilige Gees in homself God is. En daarom dan, as ons in verbond en verhouding met die Heilige Gees staan, want hy is God, dan is dit nie vir ons 'n kragbron waarna ons kan tap nie. Hy is nie soos 'n powerbank wat jy kan uithaal as jy vergeet het om Woensdag jou foon te laai nie, of 'n geheime motivering wat jy Maandagoggend nodig het omdat dit reën en storms is in die Kaap as jy moet werk toe gaan nie. Ja, die Heilige Gees gee miskien vir ons krag, soos wat Jesus beloof het vir sy disippels toe hy sê julle sal krag ontvang. Maar die Heilige Gees is nie 'n dit wat jy kan beheer en gebruik nie, maar 'n persoon voor wie jy moet buig. En in 'n wêreld waar mense nie hulle wil laat buig voor enigiemand nie, is daar baie wanpersepsies wat vorm. Die Heilige Gees, soos ek gesê het, is nie 'n krag wat jy kan manipuleer as jy die regte woorde sê om seker te maak dat sekere goed manifesteer wat jy graag wil hê nie. Hy is ook nie 'n tipe van 'n Christian witchcraft waar jy mense kan vervloek of seën as jy nie van hulle hou nie of iets daarmee wil doen, iets by hulle wil bewerkstellig nie. Hy is ook nie 'n Hindu Kundalini krag wat jou oorneem en laat stuipkrekkings kry nie en jou laat omval as die guru aan jou voorkop raak nie. Hy is ook nie die gevoel wat vir jou sê dat jy 'n goeie mens is omdat jy wil beter voel oor jouself nie. En hy is definitief nie 'n gees wat teenstrydig is met die woorde wat in God se woord staan nie. Want hy is self God. Die Heilige Gees as God self dwing ons
Nie om agteroor te val nie, maar om vooroor te val. Eerstens, geestelik voor hom te buig in ons harte en soms selfs fisies, want dit is 'n teken van aanbidding en onderdanigheid. Daarom is die herdenking van Pinkster ten eerste 'n herinnering aan die Heilige Gees wat as drie eenheid met ons 'n verbond kon vorm. Dis 'n viering dat ons die Heilige Gees ontvang het en 'n fees van vreugde oor wie hy is. En in ons verbond, in ons verhouding met hom, as persoon, beloof hy dan ook dat hy sekere rolle in ons lewe sal speel. Hy is ons parakleet. Die woord parakleet is 'n Griekse woord wat beteken iemand wat langs jou inkom. Dit word in sekere Romeinse kontekste en wetsregtelike kontekste gebruik as 'n advokaat, sal ons die woord ook hoor. Hy is iemand wat ons kom verdedig of bemoedig of troos, wees hy ook my trooster, het ons gesin. Hy lei ons ook in die waarheid, want hy is die Gees van waarheid. En hy is ook die waarborg van ons geloof en ons verlossing. Hy is die leermeester wat ons in genade leer wat God wil openbaar. En tong in die kies, hy is ook die een wat as ek foute maak of nonsens praat, iewers hier tussenin 'n filter sal wees vir die waarheid. En ons mag nooit hierdie monumentale rolle van die Heilige Gees wat daagliks in ons lewe speel, reduseer tot alledaags of soos die Engels sê mundane nie. Ons moenie in die gat trap om die stabiliteit van God, die stabiliteit van die Heilige Gees te verruil vir sensoriese valse kragte soos Afrika voorvadergeeste, Hindu chakra, Samhita of ander bose geeste of kragte of selfs wonders. Soos levitasie wat ons sien in sektes soos die Manichaeïsme en Donatisme. Want daardeur minag ons die rolle wat hy aan ons beloof het. En in sommige gevalle fokus ons so op hierdie kragte dat dit geheel en al hom ondermyn. Hier's 'n grappie wat ons kan help om dit te verstaan. Die man kom by die huis met 'n groot bos blomme. Ek bly een van die tannies het vir ons hierso voorbeelde gesit sonder dat ek gevra het. En hy sê vir sy vrou soos wat hy instap met hierdie groot bos blomme sy moet pak. En sy soen hom dan en vat die blomme en sit dit in 'n blompot of 'n vaas en hardloop met groot opgewondenheid uit om te gaan pak. Toe sy klaar gepak het, vra sy waarheen gaan hulle? En hy antwoord nee, ek het geen idee nie. En hy sê die landlord kom 6:00 die sleutels haal. En sy vra hoekom? Toe sê ek was op pad om hier te gaan betaal, maar toe ek die blomme sien, het ek gedink ek is so lief vir jou dat ek moet blomme koop, al kos dit ons blyplek. Dis nou nie te sê julle moenie vir julle vrouens blomme koop nie, maar ek los dit daar. Mag ons nooit in hierdie gat trap om die beskerming, die comfort, die troos van die persoon van die Heilige Gees te verruil vir sensoriese gevoele of kragte wat ons wil beheer nie. Ons kan maklik in die gat trap om nie die Heilige Gees as God en as persoon te erken nie. En nog makliker om te vergeet wat hy elke dag vir ons doen. Mag ons nooit die stabiliteit van die Heilige Gees verruil vir die gevoel van die Gees nie. Ons sal 'n paar oomblikke stil raak en dink oor hierdie vraag: waar ervaar jy die Heilige Gees in hierdie rolle in jou lewe?
Die Heilige Gees is God self en hy transformeer ons. As ons teruggaan na die teks, dan sien ons wat gebeur. Kom hierdie storm uit die hemel en dan in vers 3 lees ons tonge asof vuur het aan hulle verskyn en verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. Hierdie is 'n baie moeilike beeld vir ons om te verstaan. Ons verbeelding sukkel om die ding bymekaar te sit. Behalwe dat die bewoording nie so duidelik is nie, die Grieks is maar moeilik om te lees, veral as jy dit lanklaas gehad het. Maar hierdie vuur is nie tipies iets wat van bo af kom nie. Vuur is iets wat gewoonlik van onder af kom. En vuur is ook nie tipies wat uitloop op iets nie. En dan boonop dit is vuur ook iets wat tipies verteer. So hoe kan dit 'n positiewe ding wees wat gebeur? Byvoorbeeld as ons dalk gesê het, daar het water van bo af gekom, kan ons fisies in ons verbeelding sien hoe dit oor die disippels kom, hoe dit oor hulle gaan, hoe dit hulle vul, hoe dit by die kop begin en hulle deurdrink oor al die res van hulle liggaam en uiteindelik by hulle tone uitkom. Maar nou is dit vuur, tonge wat brand en neerdal. Tog maak hierdie eintlik sin. Want in Matteus 13 lees ons dat Johannes die Doper verduidelik: Ek doop julle wel met water met die oog op bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, en ek is nie eens werd om sy sandale vir hom aan te dra nie. Hy sal met die Heilige Gees en met vuur doop. Sal met die Heilige Gees en met vuur doop, en dus maak God deur Johannes die Doper hierdie belofte wat vervul word in Handelinge 2, dat die disippels met die Heilige Gees en met vuur gedoop word. En dan is die vraag, wat beteken hierdie vuur? Vuur is iets wat brand, maar dis ook iets wat suiwer. Die ring hier op my linkerhand is van roosgoud gemaak. As ek dit afhaal en ek kyk baie mooi daar binne, en ek seker 'n klomp van julle sal so iets ook sê, dan is daar 'n gedeelte wat sê 9CT, 9CT, en dis nie omdat ek in 9 Kaapstad bly nie. Dit dui die suiwerheid van die ring aan. Suiwerheid wat deur verskriklike hitte bewerkstellig is. En soortgelyk is vuur 'n suiwering as jy dink aan 'n fancy restaurant waar jy dalk gaan. As hulle wyn in kos gooi of ander alkohol, dan steek hulle dit aan die brand. Hulle noem dit flambé. En dit beteken hy brand die etanol weg, hy brand dit weg. En soortgelyk maak die Heilige Gees met ons. Dit kom brand, of hy kom brand die slegheid weg. Hy kom heilig ons. En hier, in die disippels, sien ons hoe daar 'n radikale verandering kom. Eerstens sien ons die ooglopende verandering. Die disippels ontvang hier 'n spesiale gawe om in tale te praat. En in die volgende punt gaan ons duidelik sien hoe hierdie uitgevoer word, maar op 'n dieper vlak as net die tale, vind daar 'n radikale hartsverandering plaas. Die disippels verander na wat ek noem bangbroeke, wat weggehardloop het by die kruisiging, na getransformeerde getuies wat bereid is om dood te gaan vir die geloof. En die woord geloof, hier is dan baie belangrik. Want ons word nie noodwendig elkeen geroep om ons lewens af te lê nie. Maar elkeen van ons moet geloof hê en ons moet daarin groei. Hierdie heiligmaking is drieledig. Eerstens oortuig die Heilige Gees ons van ons sondes, soos wat Jesus self van ons leer in Johannes 16. Hy sê, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Die Heilige Gees kom oortuig ons van ons sondes. Daarop bring die Heilige Gees ons ook tot bekering en wedergeboorte, soos wat Paulus ook vir ons leer in Titus 3, vers 5. Het hy ons verlos nie op grond van werke wat ons uit geregtigheid doen nie, maar op grond van sy ontferming, by wyse van die afwassing deur die wedergeboorte, en dan daai woorde, en vernuwing deur die Heilige Gees. En laastens sien ons ook hoe Paulus sê, deur die vernuwing van die Heilige Gees. En ons Nederlandse geloofsbelydenis sê dan ook vir ons glo dat hierdie ware geloof in mens voortgebring word deur die hoor van die woord van God
en deur die werking van die Heilige Gees. Dit wil sê dat die Heilige Gees geloof in ons werk, deur ons harte te verander en die woord van God lewend te maak. Daarom aan die een kant, soos wat Sam 'n paar weke terug verduidelik het, dat sy vir CJ gesê het, dat die Heilige Gees is die stemmetjie wat vir jou iets sê as jy iets verkeerd doen. Aan die een kant is die Heilige Gees daardie gees in jou, wat jou oortuig van wat jy verkeerd doen en wat jou lei. En daarop verander die Heilige Gees ons ook, deur die daaglikse lees en nadink van die woord, en veral spesifiek, as ons as gemeenskap van gelowiges bymekaar kom, soos vanaand en soos Sondag. En terloops, ons sien hierdie in ons land. Ons sien hoe dat die Heilige Gees samelewings vernuwe het. Onder andere die Nederduits Gereformeerde Kerk onder die Oos-Indiese Kompanie. Ons kerk het in geskiedenis hospitale, skole, kinderhuise ensovoorts in die land ingebring en opgebou tot instansies wat groot dele van die fundamentele pilare van ons samelewing gevorm het. Ons het vanoggend byvoorbeeld gesien hoe Hamse kinders hier kom kuier het wat ons gemeente ondersteun, maar nog dieper in ons plaaslike omgewing. Ek weet dit val nie noodwendig in ons gemeentegrense nie, maar Laerskool Somerset Wes, soos dit nou genoem word, Somerset West Primary School, is in 1920 gestig en befonds deur Somerset West Moedergemeente onder die leiding van Dominee Meet Borschitz. En dis 'n teken van hoe die vernuwing wat in gemeenskappe soos hierdie plaasvind, lei tot vernuwing van die samelewing. Ek gaan 'n paar oomblikke gee nou vir refleksie waar ons gaan vra, watter sondes in jou lewe moet nog afgebrand word deur die Heilige Gees? God, die Heilige Gees, transformeer ons en hy bewerkstellig sy kerk. In hierdie gedeelte wat ons gelees het op hierdie stadium, was Jerusalem oorweldig met pelgrims of geestelike toeriste amper soos die strand in Desember van reg oor die bekende wêreld. Hulle het klomp verskillende tale gepraat en ewe skielik hoor hulle die disippels wat hulle in hulle eie taal praat. Hierdeur bewerkstellig die Heilige Gees sy kerk. En as gevolg van dit bely ons ook, ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk. Om dit te verstaan moet ons iets verstaan van Pinkster. Pinkster is 'n oesfees. En dit word ook die fees genoem van 50 dae. In Engels sien ons in die woord Pentecost, die woord pent wat ons ook ken vir 'n pentagram of 'n vyfhoek. En hierdie word gebruik om te wys na 7 weke na die eerste oes, waar Jode Jerusalem toe gekom het om vir God dankie te sê waarmee hy hulle geseën het. Of dan soos dit in Deuteronomium verduidelik word, 7 weke moet jy aftel vandat 'n sekel in die staande graan kom, moet jy 7 weke begin aftel. Daarna vier jy die fees van weke ter ere van die Here jou God met soveel as wat jy vrywillig gee, in die mate wat die Here jou seën. Met ander woorde, dit was in hierdie tyd die gebruik om boonop die 10de of jou eerste offer, of jou dankoffer soos ons dit in ons tyd noem, vrywillig te kom gee,
as 'n erkenning en 'n teken dat God jou seën. Daarom sê vers 5, destyds het daar 'n klomp vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Daar het klomp verskillende Jode uit klomp verskillende nasie as pelgrims of reisigers gekom om fees te vier dat die Here hulle geseën het, om fees te vier dat hulle 'n goeie oes gehad het. En dan mag jy dalk wonder, dis 'n goeie vraag, hoekom is daar klomp Jode wat almal verskillende tale praat as hulle Jode is? En die rede hiervoor is want in die geskiedenis van die Ou Testament was Israel of die Jode dikwels in oorlog. En destyds het hulle wel hulle geloof gehou, maar hulle was versprei reg oor die wêreld of die diaspora soos wat dit genoem word. En hulle het dan Jerusalem toe gekom met spesiale aangeleenthede, soos hierdie. Aan die een kant was hulle letterlik versprei. Maar aan die ander kant is daar ook 'n geestelike ding wat hier gebeur. 'n Verspreiding van God se volk oor die hele aarde wat ons vind by die toring van Babel. Ons sien hierso, die gedagte van die toring van Babel is dat hulle 'n toring wou bou om by God uit te kom, waar daar mense was wat klomp tale gepraat het. Althans wat een taal gepraat het en mekaar verstaan het, en toe straf God hulle deur ewe skielik nie mekaar te kan verstaan nie. En nou hier in Pinkstertyd, in die uitstorting, deur die uitstorting van die Heilige Gees, kom daar klomp mense by mekaar wat verskillende tale praat, maar hulle almal verstaan mekaar. En ons belangrik dat ons hierso oplet, dat dit nie 'n gebabbel is nie. Die tale wat gepraat word was wat ek noem regte tale, wat deur verskillende Jode op daardie stadium in Jerusalem was. En hulle het dit verstaan. Die tale wat gepraat was, het die doel gehad om die prediking te versterk, wat op Pinkster en die res van hoofstuk 2 gelewer word. En jy kan jouself indink, as jy Desember hier by Vergelegen of een van die ander wynplase inry, en jy gaan staan en lewer 'n Afrikaanse preek, gaan die restaurantse mense dink jy, babbel, of dan soos vers 13 sê, is hierdie ou dronk van wyn. Want hulle almal is buitelanders, en hulle is waarskynlik almal buitelanders by Vergelegen, omdat ek hoor daar is sulke goed soos Desember spyskaarte en swaalkie spyskaarte. Maar hulle verstaan nie 'n woord Afrikaans nie, en as iemand dan langs hulle kom staan, terwyl hier 'n Afrikaanse preek gelewer word, en dit uitlê en verduidelik, dan verstaan hulle die boodskap. En dis presies wat hier gebeur. En daarom sê Paulus vir ons dan ook, in 1 Korintiërs 14 vers 5, die een wat profeteer, is van groter waarde as die een wat in tale spreek, tensy hy dit kan uitlê, sodat die gemeente daardeur opgebou kan word. Hoekom? Want die een wat in tale spreek, bou homself op, terwyl die een wat profeteer die gemeente opbou. Daarom kan Petrus hierna, in die res van hoofstuk 2, sy groot preek gee, wat mense tot bekering bring, waar daarvan gesê word, 3000 mense positief op reageer het. Wanneer die Heilige Gees sy kerk bewerkstellig op Pinksterdag, dan sien ons dat hy prediking en die woord eerste stel. Ja, dan moet ek ook noem. Daar is plekke, volgens Paulus, vir onverstaanbare tale. Maar dit is in privaatheid, om die gelowige self as individu te help en op te bou. Hierdie is veral waar wanneer ons nie weet wat om te bid nie, sodat die Heilige Gees dit vir ons intree, of soos Paulus dit stel in Romeine 8 vers 26, die Gees pleit vir ons wanneer ons nie woorde het nie. En net so is daar plek vir stilte tyd en persoonlike Bybelstudie. Maar daar's 'n verpligting om aktief deel te wees van 'n gemeenskap van gelowiges, wat saam deur die woord van God op 'n weeklikse basis getransformeer word, wat saam die liggaam van Christus is, en wat saam deur woord en daad getuig van die drie-enige God. En my refleksievraag, my laaste refleksievraag is dan, hoe gebruik die Heilige Gees jou tans
om sy kerk te bou. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Vandag en vir die res van die week het ons Pinkster gevier. Ons het gekyk na die uitstorting van die Heilige Gees aan die hand van Handelinge 2 vers 1 tot 12 en ons het gesien hoe die Heilige Gees 'n persoon is in die drie-eenheid, wat nie 'n krag is om te manipuleer nie, want hy is 'n persoon om voor te buig, wat ons daagliks help in ons lewens. Tweedens het ons gesien dat die Heilige Gees ons transformeer, want hy heilig ons soos vuur wat op ons neerdal en gee van ons geloof wat hy deur sy woord en gees opbou. Laastens het ons gesien dat die Heilige Gees sy kerk bewerkstellig, want hy gee verstaanbare tale wat oor grense strek om deur middel van prediking alle nasies in sy kerk in te sluit. En nou vir ons reageer op die prediking deur die Pinksterlied saam te sing, so ek nooi die begeleidingsgroep vorentoe. Die lied wat ons sing is deur instansie, ek weet nie of die regte woord is nie, Nuwe Lof geskryf, en dit gaan ons Pinksterlied wees wat ons vir die hele week sing, as ook Sondag wanneer ons ook die Pinkster afsluit. As
Dankie Here dat ons vanaand hier bymekaar kan kom en dankie ook dat ons die voorreg het om die uitstorting van die Heilige Gees en Pinkster te vier. Ek kom bid en dankie sê vir elkeen wat vanaand uitgekom het. As 'n teken ook dat U die Gees is wat die kerk bewerkstellig. Mag ons vreugde daarin vind om saam bymekaar te kom en mag ons ook as gemeenskap van gelowiges neerbuig voor U. God, wat die Heilige Gees is en die drie-enige God is. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U groot en heilige naam. Amen. Ons gaan nou afsluit met hier is die kerk, ons kan dit staande doen. Daarna gaan ek 'n seëngroet doen en dan sluit ons van ons uitstuur mag die God van hoop deur geloof jou vervul. Kom ons staan en dan sluit ons af met hier is die kerk. Say
ontvang dan nou ook die seën van die drie-enige God, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees, bly met elkeen van julle tot in alle ewigheid. Amen.
so waardig, Here, ons lê